Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of Met milde reën het u, o God, u erfdeel besproei. En toe dit moeg was, het u dit versterk. Here, dankie dat ons hier aan die einde van 'n week by mekaar kan wees en in die natuur kan sien hoe u dit onderhou en op 'n kragtige wyse dit bestuur. Hoe u sorg en hoe u beskerm. Dankie dat ons as mense, as sondaars, 'n groot en 'n almagtige, maar ook 'n genadige God soos u kan dien, wat ons elke dag onderhou en beskerm en versorg. Here, soos wat die reën hierdie week daar buite geval het en sorg vir die kos vir diere en voëls, so het ons daardie reën vandag in ons harte nodig en in ons verstande en in ons wese, die reën van die Heilige Gees, om ons te versterk en groei te bring in ons lewens. Dankie dat ons dit kan bid in die wete dat u ons uitnooi om na u te kom en om daardie versterking en daardie groei te kan kry. Dankie daarvoor. Dankie dat u ons hier by mekaar gebring het, dat ons 'n huis van gebed het, waar ons u kan aanbid in vrede en veiligheid. Dankie dat ons u kan ken. En dankie, Here, bo alles, dat u 'n plan van verlossing bewerk het, om ons as nietige sondaars te red. Hierdie planeet wat 'n skandvlek is in u hemelruim, dat u dit nie net uitgevee het nie, maar dat u 'n plan het, wat besig is om in vervulling te gaan, om ons te kom haal. Ons sien uit daarna, Here, help ons om gereed te maak. Dis ons enigste hoop. Ek bring vandag die behoeftes van ons gemeente voor u en plaas dit in die hande. Gesondheid. Daar is 'n lang lys gebedsbehoeftes of versoeke in ons bulletin, maar ook op ons gebedslys van die admin, wat ons gereeld voorbid. Gesondheid is bo aan die lys, Here. Daar is mense wat ernstig siek is. Daar is mense met kanker. Daar is mense met ongeneeslike siektes. Ons bid en pleit by u in Jesus naam, dat u hulle sal aanraak, soos wat u daardie malaatse man in sy desperaatheid aangeraak het in Lukas 5. Wat in sy desperaatheid voor u neergeval het en gesmeek het en gesê het, Here, as u wil, kan u my reinig. So bid ons dat u hierdie mense sal reinig van hulle kwale en hulle siektes, volgens u wil en u plan. Ons bid vir hulle wat aan siektes ly, Here, wat nie bekend is by die dokters nie. Wat met onbekende siektes rondloop. En ons vra dat u vir hulle sal uitwys en dat u vir die dokters sal uitwys wat fout is, sodat hulle die regte behandeling kan kry. Ons dink aan hulle wat by die huise is, hulle wat in hospitale is, hulle wat in sielkundige inrigtings is met depressie en baie ander siektes. Ek vra, Here, dat u hulle sal aanraak en op 'n besondere wyse sal oplig uit hulle siekte toestande. Ons bid vir verhoudinge. Daar is so baie verhoudinge, mans en vrouens, ouers en kinders, broers en susters, maar ook in die kerk. Verhoudinge wat skade gely het en wat seer en teer is. En ons bid dat u daardie verhoudinge sal aanraak met u goddelike hand van genesing en dat u heling sal bring en dat u genesing sal bring, sodat daardie verhoudinge kan heel word en ook so ons verhouding met u genees kan word. Ons dink aan hulle wat 'n behoefte het aan werk en inkomste.
Here, die stryd raak al hoe moeiliker om te oorleef finansiëel. Ons het U nodig, almal van ons. Ons het nodig dat U vir ons die helderheid van verstand sal gee om ons finansies reg te bestuur, om die geleenthede raak te sien en reg te gebruik. Help ons met dit wat ons het, om dit te versigtig te spandeer en nie te mors nie. Maar help hierdie mense wat 'n behoefte het aan werk en inkomste, wil U vir hulle die deure oopmaak en wil U hulle lei om deur die regte deure te gaan met U leiding en met U as ons gids. Here, ek dink aan baie mense wat verliese gelei het met hierdie vloede. Wil U ook daar op 'n besondere wyse uitkoms gee, deur ons wat U kinders is, om te voorsien waar ons kan. Maar wil U daar uitkoms gee, ek dink ook spesiaal aan mense wat verliese gelei het aan lewe. Mense en naasbestaandes verloor het en afgestaan het aan die dood. Daar is vele situasies wat mense mee te doen het. En ek bid en vra dat U daar op 'n besondere wyse mense sal versterk wat met die dood te doen gehad het die afgelope week. Mag U hulle vertroos soos wat net U kan. Dan bid ek, Here, vir hierdie kerk en gemeente en bid dat U ons projekte sal seën, die uitreik wat kom deur Lewe Hendrik de Winnaar. Mag U ons nou reeds die wysheid en insig gee om reg te beplan en dit alles reg aan mekaar te sit. Mag U die mense wat in daardie uitreik geraak moet word, se ore en verstande en se gesindheid oopmaak om te kom en te kom luister. Wys vir ons wat gemeentelede is, wie ons moet nooi, wie krities nodig het om daardie boodskappe te hoor, sodat ons die werk kan doen wat U wil hê ons moet doen. Here, ek bid vir hierdie land. Ons sien die verval, ons sien die misdaad, dit neem toe, elke dag, elke week. Ons wil bid en vra dat U ons in hierdie tyd, wat al hoe donkerder word, die nodige kennis en insig en onderskeiding sal gee, om kop te hou, om te fokus op U en nie die dinge om ons, en om die pad te loop wat U wil hê ons moet loop, die pad van waarheid. Hou ons getrou en help ons wanneer ons neerslaan om weer op te staan en by U te bly. Ek bid vir die offergawes om dankie te sê vir dit wat inkom, offergawes en tiendes. Mag U dit ryklik seën en mag U die hande wat daarmee werk die onderskeiding gee en die versigtigheid dat hulle mooi daarmee sal werk, want dit is U tiende en U geld en U offergawes. Help ons om dit reg te gebruik om U kerk en U diens op hierdie aarde in stand te hou en uit te brei. En dan bid ek vir Mel wat die boodskap bring. Mag U hom nou seën, mag U besit neem deur die Gees, mag U hom lei met die helderheid van verstand en insig, sodat hy die boodskap sal oordra wat U gestuur het. En mag U elkeen van ons aan die banke aanraak, met oop ore en oop verstande, sodat daardie boodskap ons eie sal word, en dat U ons sal help, om dit in ons lewens in te bou, om ons verhouding met U sterker te maak. Hou nou U hand oor ons, terwyl ons hier aanbid, hou ons veilig, en mag dit wat ons hier doen, alles wees tot U eer en U verheerliking. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.
voordat om stil te word en die naam aan te roep, Here. Deur lofsang, deur smeekende gebed. En nou, waar ons die voorreg het, om weer eens 'n stuk deur die Bybel te kan blaai. Wees met ons nou in hierdie ere doen. Was ons met die bloed, ons verstande, maak dit helder en skerp. Dat ons u koninkryk beter kan sien en verstaan. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Hartlike goeiemôre aan elkeen. Wil net vra, wie's bly dat die week is verby? Dan bly om te sien as die meerderheid, want ek moet self sê, ek dank die Here, ons kan een dag hier afvat, en anders weet ek nie wat ons het gemaak. Ek wil hier moet vir my asseblief blaai in die Bybels, ek sal julle geleentheid gee om te blaai, ek sal saam met julle blaai na Johannes 21, baie bekende gedeeltjie. Dit het rukkie terug op 'n preek daai gekry wat my eintlik na my boodskap toe gelei het. En die skriftuurlesing begin daar by Johannes 21 vers 20 tot 23 wat sê: En Petrus het omgedraai en die disippels sien vol vir wie Jesus liefgehad het. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê: Here, wie is die verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus: Here, maar wat van hom? En Jesus antwoord hom: As ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woorde het toe onder die broers uitgegaan, dat hierdie disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie. Maar, as ek wil hê dat hy bly tot vandag, ek kom, wat gaan dit jou aan? My titel is wat gaan dit jou aan? Volg my. Maar ek dink voordat ons verder gaan, kom ons maak dit 'n kort gebed. Weer spreek my tot ons harte. Maak my minder sodat U weer eens 'n meerdere word. Ons smag na U liefde en U genade. Maar ons kan dit nie sonder U doen. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. So baie terug het ek saam met een van die afdelings in my besigheid gewerk. Ek werk op die afdeling by Boudekom. En ek het nog altyd iemand wat mense wil leer ken. Jy weet, ek wil weet wat doen hulle, jy weet, so ek gesels met baie van die mense, mans, dames. Jy weet, ek probeer altyd 'n bietjie uitvind wat aangaan en so. Maar daar was een van my kollegas gewees wat my baie hoe kan ek sê, ek wil altyd met haar praat, want ek wil hoor wat sy te sê het, want sy het nogal baie in die films en die reekse in. En soos ons maar is, ons traai 'n aankooppunt vind, jy weet, om met iemand te praat as jy hulle nie goed ken, jy weet, jy begin by iets wat van hulle hou, jy weet, die jong manne, as jy met hulle begin praat oor games, dan praat hulle terug, jy kan maar sien, hulle wil saam praat. Maar as jy met die ouer manne oor dit praat, wil hulle nie saam praat. So jy soek daai aanknopingspunt, en interessant vir my van die persoon is die vrou, ek begin met haar te praat, maar as jy met haar begin praat oor films en reekse, dan is jy cool deur die kerk. Jy kan vir 'n uur sit, dan begin sy vir jou vertel, elke film, elke iemand in die film speel, hulle ouderdom, toe hulle vandag is, wie is hulle mans, wie is hulle vrouens, wie is hulle kinders, hoe oud is hulle, waar het hulle skool gegaan. Dit is rarig, dis soos 'n ensiklopedie wat afhardloop, en ek kan my nie voorstel hoe sy aan al hierdie goed bekom het. En dan op die einde van die dag, wat my verstom is, as ek haar elke dag haar sien, dan wonder ek by myself, dan sê ek vir, hoe kan al hierdie inligting op? Nee, kyk dokumentêr, elke dag op hierdie ding, Hollywood het hierdie website, net daai website, jy kan niks mis nie. Joh, ek moet sê, ek luister en raak moeg. En op daai stadium, toe sit ek so kyk vir haar, en ek sê vir haar, hoorie, ek het net 'n vraag vir jou. Ek dink jy werk al so jaar saam en so. Is jy getroud? Ja, nee, ek is getroud. Ek sien al 'n pastoor, 20 jaar. Sê, kinders? Nee, ons sê kinders. Sê, nee,
bly nou, ja, weet ek dat mense getroud en so. Jy sien, mense vandag is so gevang in sosialiteit en sosiale media, nuus, podcast, noem dit wat jy wil, dat hulle kan jou alles van die wêreld vertel. Maar hulle kan jy nie vertel van die persoon wat die bank sit nie. En tog sien ons mekaar elke Sabbat. Almal weet dat Mike is 'n ouderling. Maar weet mense wat doen hy vir 'n lewe? Nie besig om krities te wees nie. Ek probeer vir ons verduidelik hoe disconnect ons eintlik is. Terwyl ons dink ons is so korrek. Baie keer dink ek by myself, hoeveel weet ons regtig van mekaar? Maar wanneer ons in geselskappe sit, dan praat ons daarom baie van mekaar. Jy sien, ek gaan julle 'n bietjie daar terugvat in Johannes, ek hoop julle die Bybel oopgehou, ons gaan nou daar na Johannes 8 toe. Want daai storie van Johannes 8 met die vrou het baie rigtings om in te slaan wat vir my persoonlik slaan in my lewe. Was baie boodskappe wat daar uitgekom het al 'n paar gehoor, ek het al self 'n paar gedoen. So kom ons lees gou daar van Johannes 8 vers 2 tot 5. En dan sal ons weer 'n bietjie lees. En dit gaan oor die storie waar hulle Jesus bring. En luister mooi wat sê die vers. Luister mooi wat sê. Hy sê, en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan. En al die mense het na hom gekom en hy het hulle gaan sit en hulle geleer. Wat meen dit in vandag se tyd vir ons? Jesus het hier ingekom en hy het mense begin leer. Wat wou leer? Hier in die kerk. En die skrifgeleerdes en fariseërs het 'n vrou wat in egbreek bestap was na hom gebring. En toe daar's tussen hulle in daar staan het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad wat egbreek betrap. En Moses het ons in die wet beveel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? Jy sien, is interessant vir my dat die vrou word gebring na die tempel toe. Nie na die stadsplein, na die tempel toe. Die tempel waar almal sit en aanbid, en ek glo, en ek sê dit, waar almal die Bybel ken, reg en verkeerd ken. En dan kom daai retoriese vraag vir my op, wanneer hulle nou daar inbring, hulle sê sy is op egbreek betrap, dan vra hulle nog steeds die vraag wat hulle vra, nou wat sê u met ons doen? Ken hulle die wette? Weet hulle wat die wette is? So die een saak wat hier gestel word is, voordat ons verder gaan, is hy skuldig. Dan weet wat sy gedoen het. Sê, was geen twyfel, 100%. Maar die vraag wat ek vra wanneer ons daai gedeelte lees is, het iemand by haar gaan sit? Het iemand haar gaan ontmoet en gevra, hoekom doen jy wat jy doen? Het iemand dalk met jou probeer praat oor die, probeer oortuig, jou lewenskeuses wat jy neem, is nie positief vir jou. Jy sien, ons as mense het 'n geneigtheid. Wanneer ons iemand fisies uitvang of in fisiese dade betrap, dan is asof ons hulle publiek in die kerk wil verneder. Niemand weet van die buurman wat op die piesangskool betrap het en daar by die buurvrou geval het nie. Maar jy sien, ons het 'n neiging om mense in die publiek te verneder, om hulle seer te maak. En dan wanneer almal weet, dan volg ons Jesus se roete, kos wees lief. My vraag wat ek wil vra vandag is, wat sou u gedoen het as u in haar skoene was? Hoe sou u vandag hanteer word?
Sou u ook daarin gegooi wil wees en sê dat die klip op my reën? Baie keer bring ons mense onder beskuldiging. Praat oor mense, maar ons het eintlik geen idee wat in hulle lewens aangaan. Plaas daarvan om mense te ondersteun, plaas om hulle skouers vas te hou en nader te trek en seker te maak dinge raak nie erger in ons geregtigheid erger mense se lewens. En dan op die einde in vers 10 sê Jesus die volgende verhaal. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar: vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou dan veroordeel nie? En sy antwoord hom: niemand nie, Here. En die Here sê vir haar: ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer. Daai laaste vers, gaan heen en sondig nie. Het hy vir haar gesê dit wat jy gedoen het was reg? Absoluut. Maar hy het vir haar gesê ek is lief vir jou. En van nou af ek wil die regte ding sondig nie. Wat is die Here besig om vir my en vir u te sê? Hy is besig om te sê, wat gaan dit my en u aan? Volg my. Volg my, betoon liefde, betoon genade. Ek sit en praat met my vrou, nie wat nie my vrou se storie ken nie, en ek dink baie aan die storie waar Josef en Maria is. En ek dink by myself, hoe sou ons dit as kerk hanteer? Hoe sou ons Josef en Maria hanteer? Ek dink as ons baie preke al gehoor het oor hoe goed gelowig hulle was, dat God hulle as ouers uitverkies het, wat iets fenomenaals is, alle eer aan die Here. En ek wil vanaf vir julle 2 gedeeltetjies lees, van Josef 'n gedeelte in Matteus 1, en dan wil ek vir julle 'n gedeeltetjie lees van Maria en Lukas. En die gedeeltetjie in Josef gaan oor die gedeelte van die geboorte, Matteus 1 vers 18 tot 20, en dit lees as volg. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Verloof, voordat hulle saamgekom het. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en ongewillig om haar te openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees nie om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige. En dan wil ek hê kos blaai van na Lukas toe. Wat praat die Here met Maria? Baie interessant wat hy met haar praat. Hy praat met Maria, Lukas 1 vers 27. Gaan so 'n paar verse skiep. 27 sê hy: na 'n maagd wat verloof was aan haar man met die naam Josef, uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En dan vers 30, en die engel sê vir haar: moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Toe sê Maria vir die engel: hoe kan dit wees aangesien ek nie 'n man het nie? Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Dis vers 37 en 38. En Maria sê: hier is die diensmaagd, Here, laat dit met my gaan volgens u woord. En die engele het van haar weggegaan. Nou stel jouself voor vir 'n oomblik. Ons kyk altyd na die geboorte en die ouers. Maar stel jouself vir 'n oomblik voor om hierdie situasie in perspektief te sit. In die gemeenskap waar hulle dien, hulle gaan na die tempel toe, die fariseërs, geleerdes, wet en alles. Almal ken die reëls. Jy van iemand hou, verloof, getroud, kinders. Nou wat moet ek nou maak? Hy vind uit dat sy verloofde het 'n probleem.
Ons wêreld 'n groot probleem. Maar in die gemeenskap, wat moet die man doen? Moet hy van haar ontslaa raak? Die vers sê selfs, hy wil nie geheim van haar skei. Want onthou as die tyd wat jy verloof geraak het, was jy al amper goed soos getroud. Wat moet die vrou maak? Wat sou u maak? Sou u vir die Here gesê, Here, ek ken my gemeenskap, hulle gaan hierdie nie aanvaar nie. Hierdie is onaanvaarbaar vir my gemeenskap. Jy sien, God hom af, hy praat met hulle. En hy bring vir hulle individuele boodskap wat sê, dit wat hier gebeur, is nie normaal. En dit moet gebeur. Jy sien, in die gemeenskap, kan ek my voorstel, wat alles deur die crowds moes gaan. En wanneer mense begin probeer verduidelik, maar die vraag is, wat het hulle gebeur? Die vraag wat terugkom na my toe is, wat gaan dit julle aan? O Jesus. Jy sien, ons is so besig met dinge wat ons geen insig van het nie, dat ons verloor die boodskap van die evangelie weer betrokke te raak. Soms is daar striwelinge in die kerk. Maar meeste van die tyd, wanneer die vraag kom en ons begin ondersoek instel, dan kom ons agter, niemand het die idee waar dit eintlik gaan. Dis miskien 'n klein dingetjie, klein woordjie wat geuiter is. Jy sien, elke keer wat ek by die punt kom, dan wil ek vir die persoon vra, wat gaan dit my en u aan? Al wat ek moet doen is om Jesus te kom. 'n Kort verhaaltjie wil ek julle vertel, en dit is 'n ware verhaal. En dit het vir my mooi in plek geval met Maria en Josef. En dit gaan oor 'n huwelikspaar wat getroud is al 20 jaar. Beide dokters, die man is die persoon wat mans help, nadat hulle nie meer wil kinders hê nie, dan help hy daai man. En die vrou is actually 'n ginekoloog. En hulle is 20 jaar getroud, kinders is al redelik 12, 13, mooi familie, mooi in die kerk, regtig 'n mooi familie. En die vrou en die man besluit, weet jy wat, ons wil nie nog kinders hê nie, ons is gelukkig met die twee en hy laat die prosedure doen. En die huwelik gaan aan en 5 jaar later word sy vrou verwag. Dis 'n groot ding. Want volgens die prosedure kan dit nie gebeur. Nou stel jouself voor wat gaan deur die man se gedagte. Stel jy voor die gedagte wanneer die vrou verduidelik, dis 'n eerlike vrou, ek het nog nooit aan iemand anders dit gedoen. Die man dink sy vrou is oneerlik. Dis 'n warboel. Maar hy ken sy vrou al 25 jaar, nog nie eendag ontoegewyd gewees. Die vrou probeer verduidelik, vir eendag nie ontoegewyd gewees. Jy sien, baie keer gee ons vinnig die oordeel in die gemeenskap waar ons ken, sonder om te weet waar dit gaan. Vir 9 maande is daai huwelik onder stres. Wat ek dink jy kan jouself voorstel, die vrae wat uitkom, hoekom, waarom, wat. Dit is 'n rowwe rit. Dinge gaan verkeerd. Want jy sien, omdat iemand eintlik niks weet nie, wil ons almal regters wees. Ons almal wil die oordeel vel. 9 maande later, traumatiese 9 maande. Die babietjie gebore. En soos die mense is, die eerste ding is toetse en gebeur. Dokters doen die toetse kom terug.
Raai wat is die resultaat? Die kind is syne. Kind is 100% in hare. Die dokter sê, ek is 'n dokter, ek verstaan dit, ek gaan terug vir tweede opinies, derde opinies. Die dokter sê, soos wat ons vir jou gesê het, was 'n baie lae persentasie, die ding kan baie keer homself regkry. En dis wat met jou gebeur. Almal was verkeerd. Niemand was reg gewees nie. Maar God het weet. En wat jy God vir my doen? Wat gaan dit my aan? Wat gaan dit jou aan? Volg my. Vir 9 maande is dit geskinder. Vir 9 maande is dit tereggewys. Vir 9 maande is die linksondersteunings gedoen. Plaas daarvan om Jesus se voorbeeld te volg en by mekaar te bring dit wat gebroken is. Help ons verder af te breek. Jy weet die tyd wat mense verkeerd is, veral as dit by die Bybelse waarhede kom. Veral as jy Bybelstudies gedoen het. Veral as jy lankal in die kerk is, ek weet lank in die kerk is nie een van die hoe kan ek sê, gee jou weg om te sê, jy weet alles. Maar hopelik het jy al jou Bybel gelees. Jy weet wanneer mense verkeerd doen, weet jy dit al voordat jy vir hom gesê het, I told you so. En nou, wat soek daai persoon? Nog afbreek? Of soek hy iemand wat hom net kan styf vashou en liefhou, soos Jesus met my en met u doen en sê, ek ken jou om. Hoe kan ek jou help? Maar jy sien, ons is geregverdig in onsself as mens. Ek is al 20 jaar in die kerk, ek is 30 jaar in die kerk. Ons veroordeel en die liefde word nie bewys. Hoe baie keer is ek dit nie plat geslaan soos 'n Petrus nie. Onthou jy, toe Petrus Jesus hom sê, wie sê jy is ek? En hy sê, u is die seun van God. As ek dit reg het, was Petrus die een wat die swaard in die tuin uitgetrek het en hy ou se oorop afgekap het. So selfgeregverdig was hy. Daar was 'n stadium gewees dat hulle gesê het, ek sal saam met u sterwe. Ek vra myself, is ek nie 'n Petrus? Maar toe die toets kom, toe die toets daar in die kortjaar kom, daar waar hy met Jesus herken, toe val hy, net soos ek en u val, op die tydperk, wanneer ons broeder ons nie nodig stop. Dink jy vir een oomblik, na alles wat gebeur het, na die afsterwe van Jesus, as jy by Petrus kom en vir ons sê, sien, jy wat sê is verkeerd. Ek dink Petrus het 'n Vrydag en 'n Saterdag aand die hardste oorlog geestelik gevoer as ooit in sy lewe ooit van tevore. En niemand hoef een woord vir hom te sê, een woord. Dalk is dit wat ons doen nie altyd genoeg nie. Partykeer beleef ons hierdie dinge. Meeste van die tyd weet ek en u ons gestaan verkeerd wanneer dit by die sonde en die sake kom. En dan kom Jesus as voorbeeld na Petrus toe. Blaai vir my na 21, Johannes 21 toe. Johannes 21, ons gaan net so 'n bietjie voor dit gaan. Want dit is wat Jesus doen. Jesus staan in die graf op en gaan na Petrus en sê vir hom, o, jy daai 3 keer. Dit wat hy doen? Nee, wat doen Jesus vir hom? Hy sê in Johannes 21 vers 5 tot 7, toe hulle dan klaar was die môre met die ete, vra Jesus vir Simon Peter, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Dink aan die vraag, ons lees die vers vanaand. Hier staan Jesus en sê vir hom, jy het my 3 keer verloor, het jy my lief? En hy sê, ja sê.
En hy draai om en hy antwoord hom en sê, ja Here, U weet ek het U lief. Hy sê vir hom, laat my lammers by. 16, hy vra hom weer vir 'n tweede maal. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Tweede maal, maar Here, ek het geantwoord ja. Hoekom 'n tweede maal? Ja Here, U weet dat ek U lief het. En hy sê vir Petrus, pas my skape. 21 sê hy vra hom vir 'n derde maal. Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef begin word omdat hy hom die derde maal vra. Toe Petrus hom 3 keer verloon het, het Jesus bedroef geraak met die pad wat hy moet loop. Het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape by. Soos ons verstaan van die preek wat ek al geluister het, is daai 3 keer se herhaling, die 3 verloning wat Petrus gedoen het, om 'n sekerheid op te bou by my en U. Gee U om vir U mense, soos Jesus het gedoen het. Is U lief vir elkeen in hierdie bank wat U sit en selfs vir die vyand daar buite, net soos Jesus lief was vir elkeen? Doen ons alles in ons vermoë om ons medebroer en suster saam ons in die koninkryk te kry, net soos wat Jesus het gedoen. Nou het Petrus 'n taak, hy het 'n doel. Die Here het vir hom gesê, dis wat jy moet doen. Pas my skape op. Die Here gee vir my en vir jou doel, pas die kerk en die mense op. Want jy sien, net soos ons mens is, sê Petrus, dankie Jesus vir die doel wat ek het, maar nou wil ek bietjie weet van ander. Ek weet wat ek moet doen. Nou wil ek weet van ander. Nou gaan ons terug na die skrifgedeelte by Johannes 21, en Petrus het hom omgedraai en gesien vir wie Jesus gevolg en lief gehad het. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en sê, Here, wie is die verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, maar wat van hom? Die Here het nou net vir hom die taak en die doel gegee. Petrus, jy weet wat jy moet doen. Maar soos ons mense sê, Peter, maar Here, nou wat van jou wat hier in die bank sit? Wat van hom? Wat van hom? En hier is as antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Ek het jou doel gegee. Gaan doen jou taak. Nie bekommer oor wie langs jou sit, maar daar gaan jy het 'n taak om te evangeliseer. Ek wil vir julle hierdie kwotasie lees. Dis 'n baie mooi kwotasie uit Koning van die Eeu, hoofstuk 85, bladsy 8:15 tot 8:17. Luister wat sê Koning van die Eeu. Terwyl Petrus daar saam met die Here gestap het, het hy Johannes sien aankom agter hulle. Petrus wou baie graag weet wat Johannes se toekoms sou wees, en hy het aan Jesus gevra, Here, wat van hom? Jesus sê vir hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan met jou aan? Volg jy my? Petrus moes daaraan gedink het dat die Here alles aan hom sou openbaar wat nodig was vir hom om te weet. En hier kom jy tot belangrike gedeelte. Dit is die plig van almal om Christus te volg, sonder om besorg te wees oor die werke wat aan ander gegee is. Deur vir Johannes te sê, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, het Jesus hom een versekering gegee dat hierdie disippels sal aanhou lewe tot die oppergesag sou aanhou lewe tot die Here se wederkoms. Hy wou maar net sy oppergesag handhaaf en Petrus laat verstaan dat al sou hy Johannes laat lewe totdat hy kom, dit geen sin die opdrag aan Petrus sou afkeer. Die toekoms van beide Johannes en Petrus was in die hande van die Here. Gehoorsaamheid en die navolging van hom was die plig van albei. Hoor jy daai woorde? En dan hierdie laaste gedeeltjie wat ek so mooi opsom. Hy sê, hoeveel is daar nie vandag wat soos Petrus is? Hulle stel belang in sake van ander en is besorg oor hulle pligte, terwyl hulle eie is verwaarloos.
Dit is ons werk om as Christene te sien en hom te volg. Ons sal foute sien in ander lewe, van ander, en gebreke in hulle karakters. Die menslike vlees is swak, maar Christus sal ons volmaaktheid vind. Deur hom te aanskou, sal ons verander word. Dit is mooi. My gebed vandag vir myself, maar vir u is, dat ons minder sal kyk na ander en wat hulle doen en later is. God sal bidend smeek vir die pad vir my lewe, vir u lewe. Bid God en sê, Here, wat is u pad? Wat is u werk vir my? Sodat ons in diens sal staan soos ambassadeurs van die hemel. Wat is ambassadeur van die hemel? Dis iemand wat die waardes van die koninkryk aan die wêreld bring, aan die kerk bring, aan my medebroer en suster bring. Die uitreik van die evangelie, die liefde en die genade betoon teenoor mekaar. God se karakter uitbeeld. Sodat wanneer mense hierso nou na my kyk, ek hulle verby my in die koninkryk en hulle mis my heeltemal. Eintlik is dit is. En wanneer u twyfel of onseker is, wanneer u voel, wat nou? Dink aan hierdie woorde van Jesus. Wat gaan met jou aan? Volg my. Amen. Here, dit jammer. Dit moet leer. Ons het jammer ons kyk na ander terwyl ons die werk versuim. Verstadig. Here, help ons om ons harte oop te maak. Help ons om in die voetspore te volg. Maak nie saak wat gebeur nie, Here, dat ons medebroers en susters, ons vyande sal omvou in arms van liefde. Om vir hulle te sê, maak nie saak wat gebeur nie. Ons is hier vir julle en ons wil julle help deur hierdie tyd. Die dinge daar buite raak nie makliker nie, Here. Eenheel dit raak nie makliker. Gee ons die hart van Jesus, verwyder daai kliphart en sit daai vleeshart vir ons in. En wanneer ons by daai keelsluitend in, Here, gee ons die vraag wat vra, wat gaan dit jou aan? O my Jesus Christus, tot in ewigheid. Ons bid nie om ons dit verdien nie, Here, maar ons vra dat U liefde en gees nou op ons sal uitstort, soos wat ons huis toe gaan. Jesus naam. Amen. Never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious song.